Halleluja. Halleluja. En vandaag se lewe loop jy saam met mense wat jou hakke byt. As hy voor jou kom, David, dan wil hy jou sê, hoe lief is hy vir jou, maar agter jou byt hy jou haksteen. Halleluja. Halleluja. En vandaag se lewe, Bishop, hoe ons kyk saam en vir ons loop, van ons kry, daar is vriende wat net saamlopers is op die pad. En ongelukkig loop ek hier met vriende wat net saamlopers is. Prys die Here Jesus. Prys die Here Jesus. Prys die Here Jesus. Ons verheerlik U. Seën groete aan ons Bishop en ons maar Bishop in die huis. Ons erken U en prys die Here Jesus. Ons maak evangeliste van die huis, prys die Here, ons evangeliste. Ons oudie en ons maar oudie, hulle afwesigheid, ons erken U. Prys die Here Jesus. Ek wil elke aandraer groet van die kerk van God van professie. Ons erken U wat ons toegelaat het om die naam en die sak van die Here groot te maak. Geliefdes, is nie makkelijk, of is nie sommer dat enige mense die pulpit vir jong mense sommer net so gee nie, geliefdes. Daar is baie groot mense en leiers wat 'n geneiging het om jong mense af te druk. En dis hoekom die bekering lyk so, prys die Here Jesus. En daar is daar mense wat sê, as die bekering so lyk, dan wil ek nie bekeer sien. So kom ons kyk hoe ons praat en hoe jy optree met jou broer en jou suster in die kerk, en prys die Here. Ek wil alle jong mense groet, my broers, my susters, ek erken julle, prys die Here. Mag die Here julle seën, prys die Here Jesus. Nou geliefdes, sê iemand langs aan jou, ons is nou daar. Ons is nou daar, ek beloof by Here, ek sal niks uit myself het nie. Ek is net hier om die boodskap van die Here te bedien. En ongelukkig as ons by die opstanding. En wat die opstanding betref, is geloof, Davids. Dis oorwinning. Prys die Here Jesus. En nou verstaan ek, hoe kom toe hulle by die gat kom? Toe kom kry hulle die graf is leeg. Prys die Here Jesus. Daar is van hulle wat saam met jou loop, Davids, maar hulle weet nie jou roeping of jou geloof. Hulle weet nie hoe jou geloof is in die Here nie. En ek wil iemand vanaand uitdag en sê, kom vat 'n kans om vir swarts uit te dag, dan sien jy wie ek redig is. Prys die Here Jesus. In vandag se lewe kry ons mense wat net tot 'n sekerlike punt kan met jou die pad stap, of net tot 'n sekerlike punt met jou kan uithou, kan draai teen jou. En nou verstaan ek, iemand noem iets, hy sê my weet nie wat is goddelikheid. En ek word vir 'n oomblik stil en ek vra myself, hoe kan die dienaar vir my vra, wat is goddelikheid? Kos ek weet wat is om goddelikheid te betoon aan jou broer, aan jou suster. Daar is aan ons maar, omdat ek lekker perfume ruik, en die ruik nie soos ek nie, wil ek nie langs aan my het nie, en ongelukkig is dit die goddelikheid nie. Daar is aan ons wat mense verstoot. Daar is aan ons wat mense sy ondergang beplan, maar hier kom die Bybel terug, en die Bybel sê, oh somebody, oh somebody, oh somebody, oh somebody.
weet jy, die Here het jou toekoms in sy lewe. En dis hoekom beskam ek my nie om die werk van die Here te doen. Want die Here het my toekoms in sy hande. En ongelukkig as die Here my toekoms in sy hande het, kan niemand teen my staan nie. Want ek is 'n kind van God. Prys die Here Jesus. Prys die Here Jesus. En as die Bybel gaan praat, dan gaan die Bybel praat. Dat laat my dink aan die man wat langs aan die pad gelede het daar. En elke keer wanneer die pad geroer word, dan is daar iemand wat voor hom inspring. Halleluja. Maar nou kom die vraag terug. David, hoe kan jy elke keer maar iemand moet voor jou inspring? Hi, Vader. Jesus. En nou gaan julle vra, hoekom vra ek so? Halleluja. Soms die rede hoekom baie mense voor jou inspring as die pad geroer word, is omdat jy nie op die posisie staan as die Here kom. En as die Here kom, dan kom kry die Here dat jou posisie vernalat. En dis hoekom elke keer wanneer jy wil inspring, daar is daar iemand wat voor jou inspring. Kom ons vernalat ons posisies. Kom ons vernalat ons roeping. Ek wil aan die vroumense sê dat julle is duur gekoop. Moenie laat enige iemand jou waarde minderwaardig laat voel. Jy is 'n koningskind en jy is 'n ewebeeld van God. Halleluja. En omdat ek sê, moenie maar laat mense jou waarde minag nie. Dit is jammer om dit te noem, maar ons manne het die geneiging, omdat ons weet, 'n vroumense as het 'n man se rib uitgemaak, het ons die geneiging om die vroumense plat te hou, of om die vroumense af te druk. Maar ek wil iemand vanaand sê, as jy hier sit, en daar's iemand wat jou afdruk, sê vir hom, dis 'n koningskind. En mijn God aan jou kan niemand teen jou staan nie. Ons kan op die been kom, geliefdes. Prys die Here. Halleluja. Ons verheerlik U. Dankie Jesus. Glory to Jesus. Bly by my. Liewe Jesus, bly by my. Geliefdes, ons kry ons woord in 1 Korintiërs 15 vers 45. Prys die Here. Halleluja. Oh yeah. En as ons al net geliefdes, sorry, kom ons begin by die boonste vers. Prys die Here. En as ons al net, die lees as volg, van hierdie vergangelike moet ek met onvergangelik bekleed word. En hierdie sterflike moet met onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie vergangelike met onvergangelikheid bekleed is, en hierdie geliefdes, prys die Here, en hierdie sterflike met onversterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Die dood is verslind in die oorwinningsnaam. Prys die Here.
Dood, waar is jou engel? Dood, waar is jou oorwinning? Prys die Here. Die engel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Maar God, sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees verstandig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En mag die Here sy voorgesene woord seën, prys die Here Jesus. Prys die Here Jesus. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Geliefdes, as ek die woord luister, of as ek die woord lees, dan verstaan ek hoekom die woord vra, dood, waar is jou engel? En as ek 'n vergelyking moet maak, dan maak ek 'n vergelyking waar ek gaan sê dat die duiwel weet wat die Here se sterkpunt is en wat die Here se swakpunt is. Want hy was een van die Here se engels. Prys die Here Jesus. En nou verstaan ek hoekom die woord vra, dood, waar is jou engel? En die dood is die laaste vyand wat moet vernietig word. Maar ons kan nie die dood vernietig as ons ver van mekaar afstaan nie. Ons kan nie die dood vernietig as ons mekaar se regte oopmaak die duiwels. Om die dood te vernietig, moet ons by mekaar staan en hande vat en die dood op sy plek sit. En die Bybel sê, almal van hulle wat gesterf het, sal weer opstaan. En dis hoekom ons is by die opstanding.